Nou hierdie energie op hierdie as is potensiële energie in kilojoule per mol. Okay. So daai potensiële energie van die produkte, kom ons sê die produkte sin is 30 en die reaktante sinne is 100. Okay, dan kan ons sien die produkte het baie minder energie as die reaktante, want is daar energie, dit is vrygestel in die omgewing om die omgewing warm te maak. Nou omgewing is die stof waarin dit is, as dit in vloeistof is, is dit vloei, dis die gasse rondom is die gasse, as dit die metaal is, wat deel van dit is dan die metaal, alhoewel dit nooit dit sal wees nie. Okay, so. Eksotermiese reaksie, en die voorbeeld wat ek vir jou hierbo het, is die reaksie wat ons gedoen het in die klas op Vrydag. Waar jy sien ons begin met sink en soutsuur en dan gee dit vir jou sinkkloried en waterstofgas. En die rede hoekom jy in die eksperiment gedoen het jy gesien, so jy het gehoor die gas, jy het gesien die gas, so jy die gas gesien, maar hoekom jy nie daai gesien het nie, is daai is 'n oplosbare sout en daai aqueous beteken mos omring deur water. So daar's water teenwoordig en hierdie hele houer het die hele reaksie het in een houer plaasgevind. So daar's heeltyd water, so daai sout het in die water opgelos. Dis hoekom jy hom nie gesien het nie, wat jy kon dalk gesien het na 'n rukkie, dit hang af hoe vuil of skoon die sink of die kloried was. As jy sou dalk 'n witterige poeier gesien het en jy het 'n geelerige poeier gesien, onthou julle. Omdat my vermoede is die soutsuur hierdie ene was aangemaak met vuil water. Dit is my vermoede en dis hoekom hy geel geword het. Okay. Goed, dan, okay, so daar is sinkkloried en waterstofgas gevorm en hoe het jy gesien? Dit het gevorm, jy het die borreltjies gesien en jy het dit gehoor en dan het jy gevoel, ek het dit omgestuur en jy het gevoel hy het warm geword. Okay, so dit sê vir jou is 'n eksotermiese reaksie. Nou hierso wys ek vir jou die entalpie of die reaksie hitte. So woord wat hulle meer gebruik deesdae, is kleiner as 0, wat beteken dit dat hy energie afgegee het. Nou, hoe kan ons 'n sommetjie doen om te wys? Hy het energie afgegee. Hoe jy hom gaan uitwerk, is die energie van die produkte minus, die energie van die reaktante, vir reagense. Owen, waar is jou notas? Okay. Haal alles uit, begin van vooraf. Okay, die energie van die produkte in ons tabel is 30 en die reaktant is 100, so jy kry minus 70 in ons voorbeeldjie nou. So daai minus is obviously kleiner as 0 en dis hoekom dit 'n eksotermiese reaksie is. Okay. As dit vergelyk is aan nou weer, wat is die tipe reaksie nie? Ek probeer nou dink aan 'n voorbeeld. So die grafiek moet so lyk dan, hè? Want hulle energies moet dieselfde wees. Of net 'n reguit lyn op jou, as jy net As 'n reguit lyn is niks gebeur nie. As dit gebeur het, ek het nie 'n idee nie. So 'n bietjie Google. As ek klaar is met my les. Ons kom by reaksies wat heen en weer gaan, dan moet dit in 'n geslote stelsel wees en hier is ons nog nie in 'n geslote stelsel nie. Onthou laat ons Google as ek klaar is met my les. Okay. Sê weer? Ja, Google by die huis. Okay. Dan hierso, het jy hom gekry? Ja, miracles do happen. Okay. Dan het ons hier gaan die grafiek op. So daar verkry die atome, elemente, ione, verkry potensiële energie. As hulle potensiële energie kry, word hulle meer onstabiel. Hulle hou nie daarvan nie. Okay? Maar hoekom word hulle meer onstabiel? Want hulle is nie meer gebind nie, want hulle is besig om uitmekaar uitgebreek te word. So daai energie wat opgaan, noem ons die dissosiasie energie. Ekskuus, ek begin net hier opskryf. Ai, Pietie. Dis nou met die dissosiasie energie, maar ander in hierdie tabel het hy 'n ander naam ook of ander plek ook.
En dit is, die definisie daarvoor is die minimum energie benodig vir die reaksie om plaas te vind en dit is, ander woord vir die aktiveringsenergie. Is daar nie? Nee, sy het sy sê sy kom dan nie meer vra maar. Ek voel in my kop, ek het die nota gevat en gedink, kom ek pak dit in vir George. Sou ek dit doen? Sou ek so nice gewees het? Ja, dit klink nie soos ek nie, hè? Dis dit van sien. Daar is dit iemand anders behalwe maar kyk. Maar nie vir George. Nee, ek het actually George, ek dink dis in my kar. Maar ek sal vir jou print. Ag, nee. Okay, ek onthou ek het dit actually gedink, kom ek vat die notaatjie vir George. En dit is in my kar. Jy vir die klas van 7. So dis mens notas kry hier vir dit. Maar ek het 3 kinders. Wat Verlede hier. maak my notas as jy aangaan. Of wil jy skryf? Okay. Die aktiveringsenergie en sy ander simbool is EA. Okay. So dit is nou die energie benodig vir al die bindings om te breek, sodat hulle weer gerearrange kan word om nuwe produkte te vorm. Maar voordat hulle nuwe produkte vorm, is hulle in daai onstabiele ding daarbo. Wat noem mens nou weer hierdie onstabiele ding hierbo? Ietsie kompleks, aktiveringskompleks. Geaktiveerde kompleks. Geaktiveerde kompleks en jy gebruik hoekige hakies om te wys al hierdie verskillende ione wat jy tans het, want hulle almal is nog besig om te herrangskik om nuwe goeders te vorm. Kyk, dan herrangskik hulle almal en dan vorm dit nuwe produkte. As nuwe produkte vorm sê hulle, halleluja, hulle word weer stabiel en dan gee hulle daai energie af. Waar is dit nou? Nee, daar gee hulle die energie af en ja, jy is reg, Reinhard. Daai is die bindings energie. Mag ons hoofletter E gebruik om af te kort as ons 'n verduideliking gee of nie? Mag jy 'n hoofletter? E gebruik om energie af te Nee. kort. Kyk, dan die verskil, jy het oor gepraat, die verskil tussen die energie van die reaktante en produkte is die reaksiehitte of die entalpie van die reaksie. Carla, hoe sal 'n endotermiese grafiek lyk? Wat bedoel jy met teenoorgestelde? Sy produk of sy reaktante gaan laer as sy. Yes, so sy reaktante is laer as sy produkte, soos daar so eindig hoor, want hy neem meer energie in as wat hy vrystel, so hy maak die omgewing koud. En hoe sal hierdie grafiek lyk? Lumay, as jy 'n katalisator bysit. Ja, en hoe gaan die stippellyn hierdie grafiek anders maak? Hy gaan bietjie laer wees. Sy aktiveringsenergie gaan nie so hoog wees nie, want dit is dan basically wat 'n katalisator doen. Hy verlaag die aktiveringsenergie. So dit is 'n katalisator en wat doen hy? Hy verlaag die aktiveringsenergie. Reinhard, ek is besig om te rekord, so en hopelik gaan hy vinnig oplaai vandag. Dankie vir. Sterkte. Dankie vir. Gaan vir goud. Wat sê jy? Ek sê ek skryf goed. Wiskunde Olimpiade. En ek sê jou naam is nie op die lys nie. Okay. Sy kan nie skool uit nie. Ek het 'n halwe produksie gehad. To be confirmed. Okay, dan. Dankie vir. Tot ziens, sterkte.
Okay, dan volgende gaan ons nou kyk na hoe vinnig reaksies beweeg. En ek het Vrydag gesê, dit is vir ons crucial, want tyd is geld. Reaksies moet vinnig weer. En ons het gekyk na 5 goeders, Vrydag, wat reaksies vinniger gaan maak. Kan julle onthou wat is daai 5? Colby? Okay, een van hulle onthou, Vrydag se prakties. Het ek seker 'n paar goeders bymekaar gegooi en vir jou gewys en gesê as ons dit en dit wat sins vinniger. Om vinnig. Ja, wat het ons gedoen om vinniger te maak? Nee man. Okay, ek het nie dit Vrydag gedoen nie, maar dit is een van hulle. As jy koue water het en kookwater het en jy gooi teesakke en albei wat jy gaan teesakkie vinniger oplos. Warmer. Okay, so warmer iets is, hoe vinniger gaan dit reageer? Dian, nog eene? Is dit nie die een van 'n solid Okay, 'n poeier is ook 'n solid, maar die korrels of 'n poeier, wat sê jy gaan vinniger reageer? 'n Poeier, so fyner verdeling. Nog een ouen? Ons het so 'n gloeiende splinter in 'n proefbuis ingedruk. Jy het my nog gehelp. Hy het jou gehelp. As jy nou net gepraat oor wat is hierdie stippellyn? Wat maak dat hy vinniger reageer? 'n Katalisator maak dat hy vinniger reageer. George, dink. Ek weet nie. Ek het geraai uit in my kop. Okay, Carla. Ek het seker 2 sulke kanne gebring vorentoe. En sê kyk hierdie ene, hy was so perserige, rooierige, bruinerige kleur en dan die een was deurskynend. Digtheid. Sê jy? Digtheid. Nee. Die tipe stof wat jy gebruik, swaalsuur teenoor asynsuur. Swaalsuur is baie sterker as asynsuur, so swaalsuur gaan vinniger reageer as asynsuur. Dan noem hy die laaste ene was konsentrasie geweest. Ek het vir die ene 'n lae konsentrasie by poeier gegooi en die ander 'n hoë konsentrasie en 'n hoë konsentrasie het vinniger gereageer. So ons gaan kyk na daai 5 goeders. So dit moet jy heeltyd in jou agterkop hou. Maar voordat ons na hulle 5 gaan kyk, moet ons eers kyk soos hoe die hel meet ons dit. Ons sê nou die een reageer vinniger, maar ons wil somme doen. Ons wil kyk wat sê dit vinniger, hoe vinniger gaan dit wees want jy tyd is geld. En nou jy is nou in 'n huge factory, fabriek. En jy is 'n bedryfsingenieur. Wat doen 'n bedryfsingenieur? Hulle moet prosesse vinniger laat plaasvind. Hulle moet sê waar is die glitches en vinniger. So nou sê jy soos, okay, dis 'n ouetjie jy gebruik om die hele tyd sinkkorrels. Kan jy sê die sinkkorrels fyn maak en dan gaan die reaksie net so 1 2 3 vinniger gaan. Okay? So jy moet dit die hele tyd in jou agterkop hou, maar ons nou eers gaan bepaal hoe meet ons 'n reaksie tempo. Soos is dit in ure, dae, wat doen ons? Okay. So ek gaan lees en dan verduidelik. Reaksie kinetika. Kinetika beteken beweging, né? Nee, soos kinetiese energie, beweging. Sê chemiese reaksies vorder nie almal teen dieselfde tempo nie. As jy die woord tempo hoor, waaraan moet jy dink? Tempo? Tempo? Wat is die tempo waarteen jy dink gedeel deur tyd? Voel julle dink in millennia. Kyk. Goed, so tempo is gedeel deur tyd. So hulle sê vir jou, hierdie goeders gebeur nie alles teen dieselfde tyd nie. Slegs gemiddelde tempos het betekende volle waarde vir ons wanneer ons nou somme doen. Okay. Dan kry jy 2 soorte reaksies. Jy kry homogene reaksies en heterogene reaksies. Wat trek ek met my vrae? George het nog iets beantwoord nie. Wat beteken homo? Ja. Sê jy? Moenie dis nie gay nie en dis nie een nie. Dieselfde. Homo beteken dieselfde. So dit is wanneer hulle reaktante en produkte in dieselfde fase is. Soos byvoorbeeld as jy vat stikstof reageer met waterstof en dit gee vir jou ammoniak, dan is hulle almal in dieselfde fase. Okay, en 'n heterogene reaksie beteken dan obviously hulle is nie in dieselfde fase nie. Hetero beteken verskillend of teenoorgestelde. Soos byvoorbeeld as jy magnesium lint vat, ek het dit vir julle gewys. Ek dink in graad 11, jy vat magnesium lint en dan steek jy dit aan die brand, soos 'n wit vlam. So hy reageer met suurstof en suurstof is 'n gas. En dan gee dit vir jou die magnesiumoksied so wit poeier wat grond toe geval het. Okay, so hulle is nie almal in dieselfde fases nie, so dis die heterogene reaksies. Okay, so nou gaan ons die somme doen, die tempo van die reaksies bepaal. Ekskuus tog. En hoe doen jy dit?
Sorry, hier is die definisie en hulle vra daai definisie nogals baie, hoor. Jy moet die definisie gaan leer. Definisie is die verandering in konsentrasie of massa of volume of mol van reaktante of produkte per eenheid tyd. Okay, let's break it down. Die verandering in konsentrasie. Hoe skryf ons nou weer verandering? Dis daai delta, né? En wat is dit nou weer? Dit is final minus initial. So nou, jy sien nou ek het gesê van konsentrasie of massa of mol of volume. Dis omdat dit hang af wat in die reaksie vir jou gegee word. Is hulle besig met net gasse hierso? Dan gaan ons die volume van 'n gas gaan bepaal. Dan gaan dit wees die verandering in volume. Okay? Sê nou maar jy is besig om die massa van magnesium wat besig om te reageer. Dan gaan jy sê die verandering in massa. Okay, so jou definisie gaan afhang van wat in die vraag is. Maar jy kan sonder om te kyk na die vraag kan jy skryf die verandering in konsentrasie en dan die res skryf. Okay? Maar as jy sien die vraag dit gaan om konsentrasie, dan sê jy konsentrasie. As jy die vraag van 'n massa, dan gaan dit skryf in massa. Okay? Dan sê jy van die reaktante of produkte, want baie keer is dit moeilik om die sê wat skryf in die massa hierso, om die massa van die verbrandende magnesium te bepaal soos wat hy brand. Want sit jy gou iets wat brand op 'n skaal, maar skaal sal nie wees. Okay? So dit gaan baie moeilik wees om dit te gaan bepaal. Maar die massa van die poeier wat vorm, want soos wat dit vorm in die poeier se geval, jy kan 'n skaal daaronder sit en dan vang hy daai poeier op. So daar gaan jy sê die verandering in die produkte. Okay? En dan per eenheid tyd, want party reaksies vat sekondes, millisekondes, ander reaksies vat jare. As jy dinge soos 'n boot wat gestrand het of 'n shipwreck, nee, wat teen 'n strand van gaan hy op rots of wat. Hy kom daar, hy gaan eers drie keer roes wees en dan soos 'n prentjie wie lyk wat jy sien van mense skuld nie. Dit vat jare, honderde jare vir daai boot om so uit. So daai roesproses, sy eenheid tyd gaan wees jare. Maar as jy 'n stukkie kalium vat, jy gooi hom in water, daar gaan hy, daai proses is in sekondes. So dis hoekom ons gaan sê die definisie sê per eenheid tyd vir die hang wat is van toepassing op die reaksie waarmee jy besig is. Okay. Goed. Dan sien jy gee ek vir jou 8 formules daar. Nie een van hulle is op die rond. Okay? So jy moet hulle gaan leer, maar jy gaan hulle nie almal uit jou kop uit gaan leer nie. Ek wil nou net vir jou wys. Tempo, het jy hulle nou nog gesê is, gedeelde tyd. Okay, so. Dan, dit hang af wat in die vraag is. Is die vraag oor konsentrasie, dan is dit verandering in konsentrasie. Is dit oor massa of massa? So jy gaan kyk wat is in die vraag en dan gaan jy dit toepas in jou volgende. Nou, wat is die verskil tussen reaktante en produkte? Die een het 'n minus in en die ander het nie 'n minus in. Okay? Want as jy kyk die verandering in die reaktante, gaan hulle altyd die minder word. Nee, so jy sê maar 10 gram gehad en dan eindig jy met 1 gram. En dit is final minus initial. So 1 minus 10 gee jou minus 9. Okay? En ons het nie negatiewe tempo nie. Hierdie reaksie gaan nie agteruit nie. Hierdie reaksie beweeg vorentoe. So as jy dis met die reaktante, dan gaan jy net hier formule 'n minus gaan insit. Dan gaan hulle dit vir jou wys. So hierdie formule is glad nie op jou databel nie. Jy kan jou eie formule opmaak vir wat die vraag behels en dan gaan jy sê maar jy kry 'n negatiewe antwoord. Dan gaan jy net 'n minus vooraan gaan sit so jy die positiewe antwoord. En dis wat ek vir jou sê, die aksie as dit bereken word, moet die antwoord altyd positief wees. En dan sê jy okay. Dan, ekskuus tog. Hoe doen ons dit prakties gewys? Soos ja, jy kan kry sommige kinders as jy wil sê inligting gee of 'n grafiek gee of tabel gee of wat ook al maar fisies in wetenskap werk. Hoe doen dit? Jy doen dit op klomp verskillende maniere. Ek het net hier vir jou 4 verskillende gegee. Maar jy gaan nou byvoorbeeld sê nou maar vat jy nou sink wat ons gedoen het in die klas op Vrydag met die soutsuur. Dan gaan jy sê okay, ek gaan as ek nou hierdie iets van kaart dan gaan ek 1 sekonde intervalle pas of 10 millisekondes so wat. So jy kies jou intervalle en dan moet jy dit nou gaan meet besef. Nou hierdie is spesifiek
sê, kan jy op 2 maniere gaan meet. Manier nommer 1 is jy kan hierdie op 'n skaal sit en dan kan jy so goed by 0 sekondes wat was die massa van die skaal of op die skaal, lees op die skaal. Dan op 1 sekond wat is dit. So jy kan sien hoe hierdie goed opgebruik word en dit wat opgebruik word, weet jy daar's die massa wat minder is RZ1. Okay, en so daai RZ1 massa kan jy sê dit is die produkte wat gevorm word. Dis die manier jy kan doen. Die ander manier van ek nou verduidelik, in die prentjie het jy nou die sinking goed wat ons gedoen het. Maar ek het hierdie geslote stelsel met ek wil nou die gas opvang. Ek wil nie die gas in die atmosfeer ingaan. So wat hulle het dit kan of 'n glas buis wees of plastiek of rubber of wat ook al. Sit jy in 'n proppie en dan kan jy daar af en aan hierdie kant het ek 'n waterbak. Okay, ons het 'n waterbad ook. Ewer glas wat ook al met water in. Dan vat jy die proefwys en dan maak jy die proefwys vol water. En dan dop jy hom so om, dan bring jy hom op net voor dit uit. Nou wat hierdie pypie wat jou gas nou opvang, jy druk op in die proefwys in. Nou soos wat hierdie reaksie gebeur, gaan die gas hier opgeborrel word so en dan stoot hy die water af. Okay, die proses word genoem die afwaartse verplasing van water. Die water moet afverplaas. Okay, jy het dit eintlik in graad 9 gedoen as 'n eksperiment. Ken jy dit? Dis hoe ek selfs maak. Sê jy? Dis hoe ek gesê het ek maak. Jy maak wat? As ek was dit doen in daai fisiese weerstand. Maar nie meer nie, dis nie so. George, probeer my bes. Ja, ek En dit al meer eksperimenten Nee, as wat ek in my hele oor. nee, jy vind dit But we get it there. Oh, sê dis maar dis verkeerd nie. Maar sy weet nie beter nie. Anyway. Goed, so die een deel wat ek sê is jy sit daar op 'n skaal en dan meet hy die massa wat nou wegraak en dit is wat massa is die gas wat verdamp word. Okay? Die ander manier is jy kry proefwyse wat gemerk is in milliliters, né? So dan kan jy sê goed, na 1 sekond hoeveel gas is daar voor? Na 2 sekondes hoeveel gas is voor? Na 3 sekondes hoeveel gas is voor? So jy kan dit so ook gaan doen. Okay. So die sê vir jou gasse, kan jy of die massa van die gas bepaal deur die massa verlies aan hierdie kant, of jy kan die volume van die gas versamel in die proefwys so. Okay. So hierdie proses word genoem die afwaartse verplasing van water. Hulle het dit 1 jaar gevra, lank terug, maar dalk moet julle dit weet. So hierdie proses word genoem die afwaartse verplasing van water. Kijk. Goed. Dan 'n ander manier wat hulle doen, om te kyk hoe vinnig 'n reaksie meet, is as hulle ione het. Nou, ione is enigiets wat 'n positiewe of 'n negatiewe het, né? Soos byvoorbeeld koper of nitraat of wat ook al, 'n ion. Is dan gaan hier na verduidelik en sê as koring gebruik of gevorm word tydens 'n reaksie, kan die, wat jy net is, dan die elektriese geleidingsvermoë as 'n aanleiding van die konsentrasie op verskillende tye. So, hoe meer ione geproduseer word, hoe sterker gaan die elektriese stroom wees. Nee, want wat is elektriese stroom? Is ladings wat beweeg en 'n ion is 'n lading. So, hoe meer ione geproduseer word, hoe sterker gaan jou ammeterlesing wees. Sien jy met my? Nee, ons gaan hopelik 'n eksperiment doen in kwartaal 3, waar ons 'n battery gaan bou. Ek het die laaste tipe deeltjie gekoop vir die jaar. Dan kan ons 'n battery bou. Maar moenie dink soos 'n battery so nie, dis nogal so complicated, groot chunky business. Maar dan gaan ons 'n ammeter hê en dan gaan ons sien, ons gaan nie sien hoe die lading beweeg nie, maar ons gaan sien die ammeter lesing word groter of kleiner of wat ook al, soos wat ons ladings beweeg. Okay, dan die volgende een is kleur. Sê net maar 'n reaksie was blou en dan soos wat hy reageer, dan word hy deurskynend of hy begin silwer te word of wat ook al. Dan kan die verandering in kleur gemeet word met 'n spektrofotometer, spesiale metertjie. Ek het nie so eene nie wat die konsentrasie van die kleur kan meet.
Okay, so hy kan sê nou ligblou beteken hy het soveel konsentrasie, donkerblou beteken hy het soveel konsentrasie. So hulle gebruik dit ook in groot reaksies en dan neerslag. Hoe jy 'n neerslag weet, nou eerstens wat in die wêreld nou weer is 'n neerslag. Moenie vir my sê dis reën nie. Ek sal roes wat? Neerslag is 'n sê weer? Dit is baie lank iets van. Neerslag is 'n onoplosbare sout. So iets wat vorm wat nie eintlik iets anders oplos nie. Ek weet hier los, so roes op in water. 'n Vorm in water. Vorm as gevolg van water. Weet nie. Ek kan nou onthou nie, ek het te lank terug. Ek het vir 5 jaar by die see gebly, maar ek kan nie onthou. Ek ooit roes probeer oplos in die water. Anyway, goed, so en hierdie is nou die laaste eksperiment waarby ek nie Vrydag gekom het nie, wat ek vir julle nog wil wys, is waar jy, ons gaan, ek dink is natriumtiosulfaat, so 'n moerse woord, maar jy gaan hom sien in jou ou vraestelle ook, wat is dit gaan vat, en dan gaan ons, ek dink ook soutsuur by dit gooi, en dan vorm het so, aan die begin dan lyk dit so, in Engels is dit murky, dit lyk, heinsig, is dit die woord? Vaag, soos jy weet as jy wel Parys se water het, soos jy kan nie deur dit sien nie, since there's something's happening daar binne. Aan die begin lyk hy so en dan later word hy al hoe geler en dan later kan jy glad nie deur hom sien nie. Okay? So daai neerslag wat vorm is 'n geel poeiertjie wat eers ronddryf in die water en as jy lank wag dan gaan hy later afsak. Maar wat ons gaan doen is ons gaan 'n proefbuis vat. Ag nee, 'n proefbuis nie, 'n beker, baie kleiner as hierdie. Dan gaan ons 'n papier hier onder sit met 'n kruis op. So, met 'n timertjie en dan gaan ons nou die een vloeistof binne net en ons 'n ander vloeistof bygooi. En dan gaan ons time hoe lank vat dit voordat ons glad nie meer daai X kan sien. As gevolg van daai neerslag wat vorm. En dis dan nou een manier hoe jy die tempo van die reaksie kan bepaal. Okay, goed. Nou, kom ons doen nie die somme. Okay? Weet jy van wanneer ons fisies skryf? Ja. Ja. Weet jy wanneer ons fisies skryf? Ek weet nie. Ek dink ons het al 2 weke terug dit gekry, maar die departement van onderwys dink byvoorbeeld 'n skool kan nie toerisme en wetenskap albei aanbied nie. Dan skryf hulle albei op dieselfde dag. En hoeveel van julle het toerisme en wetenskap? Dis al dan sou eers 'n fight tussen die LFs en die skool en sê dit kan nie gebeur nie, ons kinders kan nie skryf nie. En dan sê hulle okay, wag nog nie uitstuur nie, hulle gaan verander. So ek eerlikwaar ek kan nie vir jou sê nie. Maar as jy dit gekry, jy skryf redelik laterig. Wag. Laat ek net gaan kyk. Ek gaan vir julle ek dink nie graad 12 wetenskap datum gaan verander nie. Maar you never know. Ek dink julle gaan skryf die 20ste en die 23ste Junie, soos 'n Vrydag en 'n Maandag en ek dink ek het besluit ek gaan nie weggaan daai naweek nie. Ja, so ek gaan nie weggaan daai naweek nie. So ons kan dalk 'n ekstra klasie Vrydag, die Donderdag, die Saterdagoggend hou. Vergeet nie as jy sou wou. Wat soort julle die dag voor die tyd? Die dag voor die tyd. Hoe skryf jy Afrikaans? Vraestel 1. So ons kan dalk na die Afrikaans kan ons dalk ook 'n ekstra klas hou, want dit lyk asof jy die dag voor Afrikaans niks skryf nie. En voor daai dag wiskunde. Ja. So, maar ja, soos ek sê, hierdie was nog net ek dalk verander die datums, ek weet nie, maar sodat julle weet, ek dink julle skryf ja, dis redelik laterig wat julle skryf. So ons gaan nog tyd hê vir 'n ekstra klas of 3, hopelik voor dit. Okay. Goed. Dis hier daar vir jou. 50 gram stilkorrels word met 500 cm water so klorie, dit kos trouens net soveel gegooi. Aanvaar die sin heeltemal toe is onder die soutsuur. Okay, so as jy gaan weer eens, dis die reaksie wat jy in die klas moet doen. Daar's 'n rede hoekom ek hierdie reaksies vir julle gaan wys. Want hierdie kom uit 'n ou eksamenvraestel. Dis vir julle vra op moontlikheid. Okay? So jy sin wat sê dit is 'n korrels. Jy sien nou daar korrels.
gooi ons die soutsuur bo-oor en hulle sê sintkorrels is toe onder die soutsuur gesê. Dan is dit vir jou. Jy gaan nou sê die vergelyking moet onder gegee shot. Nou voordat ek die vrae lees, gaan kyk jy na die grafiek. Want Juffrou Marx het vir jou gesê, 'n grafiek is daar om jou te help. Ek gee vir jou visueel inligting. Kom ons kyk. Op die grafiek het ons tyd, reg, in sekondes. En dan is konsentrasie van die soutsuur. So is daar enige inligting oor die sink hierop? Niks inligting oor die sink hierop. Colby, is soos ons. Geen inligting oor die sink sorry, net sout. Nou kom ons kyk dan is 'n mol wat bietjie is. Jy verkies net die konsentrasie. Dan as jy aan die begin is die konsentrasie 2 en dan die einde is die konsentrasie 0,77. So my, is die soutsuur heeltemal opgebruik? Nee, daar bly nog oor van. So as daar van hom oorbly, beteken dit hy is in oormaat, wat beteken dat die sink die beperkende reaktant is wat alles opgebruik. Okay? Nommer 2. Wanneer is hierdie reaksie voltooi? Wanneer was hy klaar? Hoe het jy dit gesien? Niks gebeur daarna nie. Die gradiënt bly konstant. Okay? Dit is letterlik 2 punte, 3 punte in die eksamen. Is watter is die beperkende reaktant? Dan kan jy nog vra hoekom ook. Maar dan gaan jy sê wat daar van die soutsuur oor aan die einde wat beteken die sin is aan gebruik. Wanneer is die reaksie voltooi by fermentering sommige hoekom? Want die gradiënt is 0 daarna. Dan 'n volgende vraag, Dian, is in watter interval is die tempo van die reaksie die vinnigste? In watter interval is die tempo van die reaksie die vinnigste? Tussen 0 en 15, 15 en 30 of 30 en 45. Wanneer gebeur hierdie reaksie die vinnigste? Dit kom er wel uit. Ja, nou is nie lekker goed doen. Ja, net vir die vraag. Ja, dan maak jy nie klaar. Bly, sê my. Hoekom is dit van 0 tot 5 en wat sien jy? Jy weet nie wat jy sien nie. Laaste nota wat ek hier wil maak, is as jy hierna kyk, is as ons die tempo moet gaan bepaal, gaan dit mos nou wees die verandering in konsentrasie oor die verandering in tyd. Dan is konsentrasie tyd. As jy kyk hierso, wat is die verandering in konsentrasie? Waar is hy? Hy is op die y-as en die verandering in tyd is op die x-as. Verandering in y oor verandering in x gee vir jou die gradiënt. Ja, So die tempo is die gradiënt. So waar is die tempo die vinnigste? Obviously daar waar die gradiënt die hoogste is. So dis nog 'n vraag. Waar is die tempo die hoogste? Daar is dieselfde as 'n opgang. Ja. Okay. So graad 12. Ek sê julle nou nie môre nie. Ek sê julle huiswerk vir my vir môre. Ja. Julle huiswerk vir môre is net hierdie vraag nommer 1. Okay? So jy gaan dit hier opdeel. Hierso gaan jy vraag A doen en hierso gaan jy vraag B doen. Wat is 'n skryf waarneming? Wat het jy gesien in hierdie